Goeiemôre almal. Dit is my voorreg om sommer vandag hier in die konsistorie bietjie op 'n ander plek die boodskap te bring. Was baie keer glo Hendrik sal 'n foto neem van hierdie mooi spasie hier by ons by die kerk verskyn wat ook iets vertel van God se oorvloed en sy genade wat ons elke dag uit sy hand ontvang. Ons praat ook van die Bybel as die woord van God, die lewende woord van God, wat ook soos lewende water deur die Gees ook in ons harte werk. En my gebed is dat julle vandag ook iets daarvan sal ondervind. Ek gaan sommer so 'n paar oomblikke van stilte gee, waar jy net daar waar jy is, kan stil raak in gebed en dit wat op jou hart is, met die Here deurgesels. Amen. Ons lees vandag saam is lydingstyd uit Psalm 27 in die 2020 vertaling. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teestanders en my vyande struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuilings op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ego u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet u diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper, moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red, selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad, lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teestanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Tot sover. Hoe meer ek met mense saamgesels, is die afgelope week by 'n vergadering van die NG Kerk, waar ons terugvoer gekry het oor talle gemeentes, ook in ons eie gebied, die ring van Mosselbaai. Hoe meer ek met kollegas en lidmate, daar was ook talle lidmate by hierdie byeenkoms betrokke, besef ek net dat die wêreld nie op 'n goeie plek is nie. Miskien moet mens vra, wanneer laas was die wêreld, as mens nou na nuus kyk, op 'n goeie plek? Dalk so 'n bietjie nader na jou eie lewe, waar jy leef en waar ek leef. Wonder ek hoe dit met jou gaan, hoe jy die veranderinge in die wêreld op jou lewe interpreteer, en hoe dit 'n verskil aan jou kwaliteit van lewe maak. Wat se vastigheid is daar in jou lewe? Wat bied vir jou vastigheid? As jy nou mooi gaan dink,
En die goed wat vir jou vastigheid bied, is hoe volhoubaar is dit vir daardie gevoel van vastigheid, nee. Is dit, kan dit eindtyd hou? Is dit iets wat jy aangeleer het om te sê of geleer het? Want ek dink dit kan baie keer wees dat vastigheid iets vertel van op wie vertrou ons vir ons lewe. En miskien moet ek by sê regtig. Want dis die vraag wat baie keer tog by my en jou opkom is maklik om te sê ons vertrou op God. Maar in donker tye is dit dalk wanneer finansiële moeilikheid, wêreldoorloë, siektes en allerlei noodkrete opgaan, is dit tog ons wat baie keer bang raak. Bang ons gaan nie genoeg fondse hê vir ons ou dag nie. Bang oorloë vernietig die wêreld. Ook net hierdie gevoel, nee, dat mense sukkel om mense te vertrou. Ek weet nie of julle ook daarmee worstel nie. Die media leer 'n mens dat jy net nie kan vertrou dit wat jy sien, dit wat jy lees, dit wat jy hoor. Met sosiale media, dit moet tog by jou en by my 'n gevoel van onsekerheid skep. Daarom die vraag, op wie vertrou jy? Is hierdie goed wat jy lees, hierdie dinge waaroor jy bekommerd is, waar jy voor bang is, die vrese van jou lewe, moet jy werklik soveel aandag in jou gedagtegang daaroor aangee? Dawid het in hierdie Psalm baie oor hierdie vastigheid gepraat, maar hy gee in die eerste 2 verse sommer 'n baie belangrike opsomming van eienskappe van God. Van eienskappe van God wat hy eintlik toelig met later in die hele Psalm. En hy sê God is 'n lig, God is 'n redding en God is 'n toevlug. Nou as God jou lig is op ons lewenspad, beteken dit dat hierdie lig gaan maak dat jy nie in donkerte verkeer, dat jy nie swaar kry gaan hê, slegte goed jou nie gaan tref, dat oorloë nie die wêreld gaan tref, dat markte nie gaan val, want dit wil nie so voorkom uit die Psalm nie. Dit lyk tog asof Dawid juist dan praat oor sake wat nog steeds aangaan, wat sy liggaam verslind, kan siekte wees, dit kan vyande wees. So hierdie lig beteken eintlik dat God by mense is in donkerte. En dit verlig en verlig. Iets 'n ander hoek daarop gooi, 'n ander uitkyk. Want uit hierdie sake wat God dan 'n oog en 'n lig opgooi wat vir mense duidelik is dat hy homself kom wys in die geskiedenis as die gans andere wat ek en jy alleenlik kan vertrou. Later selfs so ver gaan hy om hierdie saak van vertroue ook so diep te sny dat hy sê al sou jou vader en jou moeder jou verlaat. Bedoelende die mense op wie ons sekerlik baie keer kan reken, dat selfs dan die lig vir hom opgegaan het dat hy God kan vertrou. Ek en jy, baie keer ons het goeie ouers gehad, maar baie van ons het dalk ook nie. Bedoelende, ons ouers is nie perfek nie, maar dat mens baie keer kan voel, jy het nie al die geleenthede gehad, jy het dalk nie al die liefde en erkenning gekry, want jou ouers is dalk feilbaar. Maar selfs as jy daardie gevoel sou hê, het Dawid tot hierdie ontdekking gekom, dat God se lig iets vertel van sy vertroue. Van sy vertroue en hy wil die Here dan daarvoor loof. Hoekom wil hy God loof?
In lydingstyd dink ek is dit baie belangrik dat hy God loof vir wie God is, dat hy redding bring, dat God redding gee aan hom. En syne was dit nou praktiese voorbeelde. Ons kan Dawid se hele lewe nou uitlê. Ons kan Dawid en Goliat, ons kan Dawid in die woestyn, ons kan Dawid in Saul se aanslag op sy lewe. Ons sou lank kon praat, maar sou ook oor Dawid se val kon praat, Dawid se skewe kante. Maar God het hom gered. Hy red hom ook van sy vyande, van mense wat werklik die mes in het vir hom nie. Ek weet nie of jy ook die gevoel het in hierdie wêreld wat eintlik loop op losse skroewe waar jy min mense kan vertrou, is die vraag seker werklik of jy op God vertrou. Mense, is eintlik 'n goeie toets daarvan, jy weet, is juist hierdie ding na wie ons toevlug soek. Behalwe dat God ons redding is dit waartoe vlug ons? Wat is die goed wat ons wil regstel? Wat is die goed wat jy en ek wil regstel wanneer die donkerte ons tref? Dawid het gegaan en hy het iets van God erken dat God oral en alom teenwoordig is, maar die teken daarvan was die tempel nie. Dawid heeltyd hierdie ervaring gehad het van die tempel, om die tempel op te soek, want dit was 'n simbool van God se teenwoordigheid. Maar wat soek ons op in tye van nood en vrees nie? Wat is die goed waarna toe ons hardloop? Wat is dit ons wanneer die moeilike goed gebeur, die oorlog in die wêreld, is dit om heeltyd na jou bankbalans te kyk en heeltyd skuwe te maak? Daar sekerlik niks meer verkeerd nie. Maar Dawid het so 'n bietjie anders daarna gekyk. Hy het iets geleer van om na die Here te keer, in te keer. Ek dink miskien het die kerk ook tydjie weg beweeg van om 'n stille ruimte te word waar mense in die teenwoordigheid van God kan verkeer en om stil te raak nie. Om minder geraas te hê. Om iets van God in daai teenwoordigheid in die tempel, nou by die kerk en in die lewe spasies te ontdek waar ek en jy God anders kan ontmoet. Lydingstyd is mos nou juis 'n tyd waar ons juis moet stil raak oor hierdie ons eie swakhede en ons eie sondes, want die lig vertel ook 'n ander storie, nê. Want Dawid, toe hy so oor God se eienskappe begin praat, het hy gesê, ja, maar wat doen hy nou? Hy wil by die Here wees, want die lig wys vir hom die pad aan, maar die lig vertel ook 'n ander storie. Die lig verlig ook sy eie lewe, dat sy eie broosheid en eie swakhede na vore kan kom, want hy sê, hoe kan ek hierdie toorn van die Here ontvlug? So hy kan ook nie sy eie swakhede meer in die donker wegsteek nie, want ook daar is God. Weer terug by die vraag wat ek net nou gesê het van ons planne. Sal goed wees om bietjie te wonder, wie is jou vyande? Want dit gaan eintlik vir ons sê, wie dien ons? Heb jy al daaraan gedink? Gedink, hoekom jy sommige mense as jou vyande sien? Wat 'n deel van jou lewe bedreig jou vyande? As ons sou sê, iets is ons vyande. As dit nou korrupsie is is 'n verkeerde ding. Maar as ons sê korrupsie is ons vyand, nee, die ding wat ons moet, wie is dan wie is die een wat ons dien? Want dan beteken dit eintlik tog dat ons geld en goed so belangrik word dat dit ons hele lewe met vrees vol. As dit is oor die markte, jy weet, dat jy verskriklik en jy is sommer kwaad vir mense wat oorlog maak en jy verloor 'n klomp geld en dit ontstel jou so. En hiermee, verstaan my mooi, nie dat ek nou klomp beleggings of iets het nie, maar ek dink hiermee veronderstel ek nie dat
dat ons nie bekommerd moet wees oor waarheen die wêreld gaan nie. Ek wil net 'n kritiese vraag dalk vra, is dat as ons vyande gaan ontdek, is die groot vraag eintlik, waar staan God se koninkryk teenoor hierdie vyand? En wat Dawid ontdek, is wanneer 'n mens op God vertrou, dan raak hierdie vyande, wat ons ook al vyande kan sien, raak dit eintlik baie kleiner. Dit raak nie meer die saak waaroor ek en jy heeldag praat nie. Wat eintlik gebeur in sulke tye, is dat die fokus al hoe meer wegbeweeg van die verkeerde in die lewe, maar wie God is. Iemand na wie jy toe kan vlug, wat jy in die eerste plek na toe kan vlug. So die spasie hier by die tempel, wat Dawid eintlik baie mooi verduidelik, is eintlik 'n spasie weg van 'n besigheidsmentaliteit na 'n genesingsmentaliteit, want dis eintlik wat met hom daar gebeur het. Hy het by die tempel ontdek wie God is. God gee lig op omstandighede. Dat ek en jy weet, maak nie saak wat se donker jou tref, en wat daar ook al in hierdie wêreld verkeerd gaan nie, God is lig. En dan ook, dat God nie net lig gee nie, en jou in die donker los nie, maar in lydingstyd, dat hy ook in Christus in jou wêreld gereeld ook intree. Maar dit maak dat ons, maak nie saak wat vorentoe in die toekoms vir my en jou voorlê nie, is dat ek en jy ook weet waarheen ons na toe gaan. Ons vlug. Ons vlug nie heeltyd terug na ons probleme en ons vyande en 'n teenvoeter van dit nie, maar ons gaan soek God op. Want God het tot ons genader in Jesus Christus. Dit sê ons nou lydingstyd. So lydingstyd is eintlik 'n tyd wat ek en jy dan op die Here wag. Hy mooi hoe hierdie Psalm dan afsluit. Op die Here wag as die een wat die lig, die redding, en die een is in wie ek 'n toevlug het. En dit gee vir my vastigheid, ongeag die omstandighede. Om myself gereeld weer terug te vat na daardie plek wat vir my en vir jou vastigheid gee. 'n Mooi lied dan, Lina Spies, julle kan dit bietjie gaan naslaan. Ek glo as Hendrik dalk die woorde daarvan kan kry, sal hy dit is dit baie mooi, maar die lied oor hierdie Psalm 27, Lina Spies se gewerk, en is 'n vaste burg is ons God, nê. Mooi die Afrikaans, 'n vaste burg is ons God. Die vastigheid wat alleenlik in God is, in moeilike en donker tye. Ons praat mos van die skadukant van die kruis. So mag die lig wat die Here vir jou gee op die wêreld, om anders te wees en anders te kyk, mag sy redding van hierdie heilspad wat Christus vir jou gestap het, vir jou genoeg wees. En wanneer jy bang is, en wanneer jy moed verloor, soek jou toevlug in God en God alleen. Dis ons vastigheid. 'n Vaste burg is ons God. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stilte, en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Neem die tyd om ook in lydingstyd die lig, die redding en die toevlug van jou lewe te heroorweeg of herbevestig. Daar's geleentheid. Ons loof U, Here, U is die lig en die redder van ons lewe. Ons soek skuiling by U. Ons behoort aan U. Help ons om elke dag op U te wag
en U te volg op U leidingspad, Here Jesus. Ons vastigheid. Vaste rots, op wie ons bou, een op wie ons kan vertrou. Amen. Ons het in hierdie Sondagdiens klomp mooi momente in ons gemeente wat ons op ons webblad vir julle sal gee na afloop van die dienste, waar ons ook in gesprek met mekaar en besonder met die Here en met die gemeente ook is, en wat julle ook, as jy nou nie hierdie Sondag by ons in die kerk self is nie, wat jy op ons webblad moet gaan kyk. Dis belangrike aankondigings wat ons maak vir hierdie jaar, die opgewondenheid wat ons ook het, waar ek en Janey en 'n groep mense ook saam was en sommer net herbesin het oor ons roeping, wil ons julle moet daarna gaan kyk op ons webblad, wat ons binne die volgende week so sal opdateer. Ons dank julle ook elkeen, ek weet nie, dalk is daar baie van julle wat ver sit, wat gereeld vir ons ook deel van julle offer stuur. Ons is bewus van sulke mense. En ons wil vandag vir julle ook dankie sê vir julle offervaardigheid, om net iets ook met ons te deel. Ons gee 'n bietjie terugvoer oor hoe en waar van ons offers ook dan bestee word, maar ook in diens van sendelinge, omgeebediening, en goed wat jy op ons webblad kan gaan kyk. Baie dankie. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 16 tot 23 Maart 2025. Sondag 16 Maart. Die teks kom uit Psalm 27, die tema is vastigheid. Die predikers is beide Dominee Dani Goosen en Dominee Janey Viljoen. Dit is dan ook die 3de lydensweek. Die katedese sluit af vir kwartaal 1 en hervat weer op 13 April. Daar's 'n synodale offer vir Carpe Diem skool by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groenloofpreek om 10:00 is digitaal. Wat die lydenstyd betref. Lydenstyd is die weke wat Paasfees vooraf gaan. Lydenstyd is altyd vanaf Aswoensdag tot en met die Saterdag voor Paasfees. Dan volg Palmsondag en Heilige Week voor ons by Paasfees uitkom. Hierdie is 'n tyd van voorbereiding waar gelowiges hulle harte voorberei vir Paasfees. Dis ook 'n tyd van hertoewyding en baie gelowiges gebruik dan ook hierdie tyd om hulle verhouding met God te verdiep deur gebed, vas, Bybellees en die dien van ander. Woensdag 19 Maart is daar 'n blokbyeenkoms om 6:00 in blok 6A. Dit is Suiderkruis. Dit is by Kobus en Ansie Pieters in Heidriaweg 1A. Daar is ook 'n kooroefening by die orgel reeds om 16:45. Kontak gerus vir Marida by 0824710751, want alle belangstellendes is welkom. Wat Sondag 23 Maart 2025 betref, om 9:00 is dit weer die erediens. Die prediker is Dominee Dani Goosen. Dit is dan die 4de lydingsweek en daar is geen katedese nie. Die spesiale offer by die deure is vir gemeente instandhoudingsfonds. Die sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groenloofpreek om 10:00 sal gelei word deur Dominee Dani Goosen. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Wat lidmaatbesoeke betref, Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Dit is Maandag, Woensdae en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Wat die bedieninge betref, kom ons kyk na die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, ook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien jy by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Kom ons kyk na die getuienisbediening wat die Wolwedans boodskap sop en brood betref. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die laaste uitreikdatum vir die eerste kwartaal is 26 Maart. Daar is ook behoeftes by die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein. Dit word gebruik vir mosaïekprojekte en ons bedank u by voorbaat vir die deelname. En dan ook indien jy kan help met skenkings van inkleurpotlode of inkleurkruite, kan jy dit asseblief tydens kantoorure by die kerkkantoor kom afgee. Die ondersteuningsgroep. Die groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Hulle doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ook hulp met inkopies. Ook ondersteuning deur net daar te wees tydens moeilike omstandighede. En dan ook om uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleenwees en eensaamheid te verlig. Kontak gerus vir Rihanna Breers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem dan ook kennis van ons bloedskenk geleentheid op donderdag 27 Maart. Dis reeds vanaf 2:00 tot 7:00 in die kerksaal. Daar is 'n dringende versoek aan bloedskenkers want die voorrade is baie laag. Ons benodig mense wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry net 3 beurte per jaar, met ander woorde elke 4de maand om 'n gebedsgids op te stel. Dit kan oor enige onderwerp handel. Indien jy wil betrokke raak, skakel gerus vir Mona de Wet by 084 628 2866. FEBA Radio SA by die week vir FEBA Mosambiek. En hulle gebed is dan, ons bid dat God die Victory FM span met wysheid, krag en kreatiwiteit sal toerus in hulle bediening aan nuwe luisteraars en dat hy sy krag deur elke uitsending sal gebruik sodat dit diegene sal bereik wat dit moet hoor. Kom ons kyk na ons webwerf, baie maklik, NG Grootbrak, wat 16 Maart betref, daar sal die erediensbediening wees. Die YouTube erediens van 16 Maart sal daar wees. Wat die getuienisbediening betref, daar is sendingnuus vanaf Lenet uit Madagaskar. Daar is ook Bybelstudies. Begin elke dag jou dag met 'n inspirerende boodskap uit ons webtuiste se eksklusiewe reeks Skep Asem vir vandag. Vorige dag stukkies kan gevind word deur die skakel onderaan die berig. Daar is ook die weeklikse stof tot nadenke met die tema regverdige oordeel. Wat gemeentenuus betref, is daar 'n kort artikel, Klub 50 maak musiek. Dit gaan oor die vrolike samekoms van die 50-plussers. En dan ook die Bybelblokkies raaisel nommer 22 van volgende maand is reeds beskikbaar op die webwerf. En die afkondigings word ook weekliks op die webwerf geplaas. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen.
Die kerkgebou is in Langstraat 10 Groot Brakrivier en die kantoor se telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.